Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre julle, hoop dit gaan goed. Die woord van die Here leer ons en sê, hierdie is die dag gemaak deur die Here. Laat ons daarin bly wees. Mag jy vandag God se vreugde ervaar, want daarin lê ons krag en ons oorwinning. Soos julle weet is ons besig om te kyk na die boek van Psalms, veral Psalm 27, en ons gebruik dit as 'n rigtingaanwyser. Wat het ons tot dusver geleer? Psalm 27 vers 1 sê dat God is ons lig en ons redder. En ons sien dat God was nie net vir Dawid sy lig en sy redder nie, maar ook sy toevlug in sy tyd van nood. En daarom het hy nie gevrees nie, want Dawid het geweet waar daar vrees is daar nie geloof nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dan in die vorige vers 4 het ons gesien dat Dawid sê een ding smag hy, een ding verlang hy, en dit is om die huis van die Here te wees tot in lengte van dae. Nou Dawid praat hier nie van 'n fisiese huis nie, hy praat nie hier van 'n fisiese tempel nie, hy praat van die teenwoordigheid van God. Dawid se hart smag na die teenwoordigheid van God. Dit laat my dink toe Moses op die berg was en God sê vir hom, hy kan die beloofde land met die volk ingaan, maar God bly net daar. Toe sê Moses vir God, as jy nie saam gaan nie, dan bly ons ook net hier, want wat is die belofte sonder u teenwoordigheid? En daarom smag Dawid na die teenwoordigheid van God, want hy weet in die teenwoordigheid van God is daar oorwinning. Hy weet in die teenwoordigheid van God is daar vrymaking. Hy weet in die teenwoordigheid van God is daar verlossing. Vandag gaan ons kyk na vers 5 en vers 6 en ons gaan sien dit bou op vers 4. Kom ons gaan kyk na vers 5 en 6. Vers 5 sê, op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op die rots laat staan. Hoorie, so Dawid maak God weer sy toevlug. Hy weet elke oorwinning is opgeskryf in God, want God het reeds oorwin. Maar hy gaan verder, hy sê die Here is sy rots. Klink dit nie vir julle bekend nie? Jesus gebruik die gelykenis van die wyse man. Hy sê, 'n wyse man bou sy huis op die rots en 'n dwaase man bou sy huis op die sand, en dan sê die wind en die weer het gekom. En ons sien dat die storm was dieselfde vir al twee, maar die dwaase man wat op die sand gebou het, sy huis het geval en die val was groot. Wanneer ek en jy dwaas is en nie op die rots bou nie, en die storms van die lewe gaan kom, en dit gaan kom, gaan ons struikel. Maar wanneer ons God ons toevlug maak en op die rots bou, kan die wind en die weer kom, ons sal bly staan, want ons is geanker in die rots wat Jesus Christus is. Dan gaan vers 6 en hy sê, ek sal in die woonplek onder trompetklanke my offer bring, ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op my vyande rondom my. Dawid se oë is nie op dit wat om hom gebeur nie. Dawid se fokus is nie op dit wat om hom gebeur nie. Ons hou van om daai liedjie te sing, I walk by faith and not by sight. En dit is wat Dawid hier doen. Hy gee nie om wat om hom gebeur nie. Sy fokus is op dit wat hy sien nie. Sy fokus is op Jesus Christus, die leidsman en die volëinderer van sy geloof. Mag jou geloof ook geanker wees in hom. Mag jy vandag sê, Here, ek gee nie om hoe omstandighede lyk om my nie. Ek fokus nie op dit wat om my gebeur nie. My fokus is op U, die leidsman en die volëinderer van my geloof. Mag jy 'n goeie dag hê.